1, 2. Goedemorgen. Het is lekker om in de juiste manier te zien vanmorgen. Maar weet je dat het zo beter is bij elkaar voor ons bent in de gedachten en in mijn opzet. Die kostbaarste van alles is dat ons elkaar heeft. Amen. Die Heer het ook vir mekaar gegee as boetiens in Jesus om vir mekaar lief te wees en mekaar nie daar te wees. Weet jy wat, as ons nie die liefde het, het ons alles verloor. Dat ons niks meer oor nie. Mens kan nie glo dat dit op die einde van die jaar is nie. Laaste diens vir die jaar. Die livestream gaan, die Kersfees gaan net livestream en Nieuwjaars oggend sal ons ook net livestream. En dan begin ons weer die 4de Januarie begin ons dienste weer. Ek gaan so 3 weke net die vakansie vat. Baie van ons mense staan met vakansie, ons bid die seën van die Here op hulle, en ons bid dat die Here sal behoed en bewaar, sal beskerm waar ons gaan. Maar elkeen wat van u wat vanmôre hier is, baie dankie dat u nog hier is vanoggend. Mag die Here u seën. Ons gaan open met gebed en daarna gaan ons op die wagteroggend se offerandes en tiendes en tot. Vir elkeen baie dankie sê wat hierdie jaar so getrou tiendes en offergawes gegee het. Werklik waar in die onder ons hart, dankie vir julle loyaliteit, dankie vir julle omgee, en dankie vir julle. Dit is die spoel waarom ons lewe draai, dit is die alfa, die omega, die begin en die einde, is vanmôre ons alles, Here. You are the breath that we take, Lord. You are our God, and we just want to glorify your name. We want to ask the Lord that you will manifest in this place today, Lord, and that you will come like a mighty rushing wind to this place and just touch each and every one in this place. Here, elke naam. Here, dit gaan nie vanmôre oor ons nie, dit gaan net oor u. Ons is hier om u naam groot te maak. U te loof en u te prys, Here. En ek vra dat u ons sal stil staan op 'n besonderse wyse in Jesus naam. Dat u vanmôre, Here, nie net eens op 'n bystap nie, maar elkeen sal aanraak en dat ons anders dan hier sal uitgaan as ons hier gekom het, Here. Hulle wat dalk op Facebook kyk vanmôre, Here, dat hulle ons sal aanraak. Ek dink ons mense wat op vakansie is, Here, wat op die paaie gaan op hierdie tyd. Ja, Here, die paaie is gevaarlik. Maar ons weet vanmôre, Here, die bloed van Jesus maak ons vanmôre toe. En dankie dat u op die engele van ons bevel gee, Here, om vir elkeen uit te trek en ons paaie gaan uit te maak. Sien ons vanmôre, Here, in Jesus naam. Amen, amen. En die Heer, baie welkom, mag die Here iets ryklik seën en iets. Ek kom weer saam met ons te kan hier vanmôre. Kom ons staan, ons sing ons lekker saam, tot eer van die naam van God. We're here. We're surrendering. We see your family and we are blessed by life and by God. I will sing. I'm here forever. I'll be back in my good head.
life that He's born. Take full control. Sing praises to Him. Sing praises to Him. Sing praise to the highest God. Bring glory. Bible is living. I'm here to see your prayer. I'm feeling in the air. The Holy Spirit is Master of breaking chains. In your life again. Sing praises to Him. Sing praises to Him. Sing praise to the highest God. Bring glory to Him. The light will shine underline you. His power and might will surround you. Consuming fire of God. Consuming fire of God. Sing praises. Sing praises to Him. Sing praises to Him. Sing praise to the highest God. Bring glory to Him. Sing praise to Him. Sing praises to Him. Sing praises to Him. Sing praise to the highest God. Bring glory. The light will shine and underline you. His power and might will surround you. Consuming fire of God. Consuming fire of God. Sing praises. Sing praises to Him. Sing praises to Him. Sing praise to the highest God. Bring glory to Him.
We are living this way, longer than I belong on me, yeah. And I pray on me, yeah. And I pray on me. Dear God, I may dear God, dear Israel's my dear, I say I'll take dear God, dear God, I may dear God, and His I said, dear God, I might dear God, dear God, I say, I'll take dear God, dear God, dear God.
Ek gaan nie vanmôre vir u 'n vreeslike teologiese boodskap of vreeslike revelation bring nie. Maar ek gaan vir u kom bring wat die Here op my hart kom lê het. Jesus knows you are tired. Ek dink as ons vanmôre na mekaar kyk, met mekaar gesels, dan kom ons agter dit was 'n willejaar. Dit was 'n rollercoaster jaar. It was a year with its ups and a year with its downs, and the ups were very high and the downs were very low. Wie weet waarvan praat ek vanmôre? Not the greatest year in testimony. As ons kyk na die normale dinge, dan sal ons dalk gedink het dis nie 'n goeie jaar nie. Maar as ons vanmôre kyk na die genade van God en hoe hy ons deurgedra het, soos wat daai koortjie digter ook sê, deurgedra deur die storms van hierdie lewe, het hy my deurgedra. Dan besef ek vanmôre net, Here, as dit nie vir U was nie, het ons dit nie gemaak nie. Matteus 12 vers 20, ek lees uit die Engelse Bybel uit. He won't brush aside the bruised and the broken. He will be gentle with the weak and the feeble until his victory release justice. Ek gaan die eerste Sondag van ons jaar, Januarie maand, gaan ek vir die profetiese woord bring vir 2026. Die Here het hierdie week reeds vir my die woord kom in my hart kom bære vir 2026. En ek gaan daai Sondag met u praat, from the wilderness to Canaan. Dis wat die Here op my hart kom sit het om met u te kom praat oor. Maar vanmôre, kind van die Here, waar ons aan die einde van die jaar staan, usually this time of the year people are tired, even a little bit grumpy. Wie weet waarvan praat ek? Mense raak bietjie, hoe sê ek altyd soos 'n bulldog, hulle hallo. Jy moet hom sê hallo en sê
Jy weet, hulle raak so 'n bietjie grumpy want dit was 'n wille jaar, dis 'n rowwe jaar. Ons is moeg, afgemat. I've seen so many people this past week or two who's been at breaking point. I spoke to a couple of people this week and I just realized that the church of God are tired. En ons mag maar moeg raak. Kan ek vanmôre net gou vir jou sê, dis nie 'n skande om moeg te raak nie. Sê net gou vir iemand naby jou, jy mag maar moeg raak. Jy mag moeg raak, maar jy mag nie moedeloos raak nie. Jy sien daar's 'n verskil vanmôre. Die afgelope week terwyl ek so in die dorp is en so na mense kyk, die Here werk baie keer met my deur prentjies en sulke goeters en hierdie week terwyl ek so in die dorp is dit asof ek die moedeloosheid op mense se gesigte sien. Dis asof ek die moegheid in hulle lyfstaal kan lees. Ek kan selfs teleurstelling by hulle optel. Dis asof mense se koppe hang en hulle voete sleep. En wanneer ek met mense praat, ek is baie lief daarvoor om wanneer ek in 'n supermark staan, begin ek met mense om my te gesels en so baie keer wanneer ek met mense praat hierdie afgelope week dan is dit asof mense amper op moedverloorse vlakte sit oor wat alles in hierdie wêreld aangaan. Want al wat op hulle lippe is die negatiewe. Al wat op mense se lippe is amper verganklikheid. Dis baie keer vir my asof ek wanneer ek so met die mense praat of ek die idee kry van it's the survival of the fittest. And even the fittest and the strongest are tired. So many people will say there's so much I still wanted to do this year. And then it's almost as if they were disappointing in themselves. Because at the beginning of this year, so many people had plans, nuwejaarsvoornemings. Things they wanted to accomplish. And when they opened their eyes, the year was gone. En hierdie week terwyl ek so op 'n stadium met iemand te gesels toe, sê hy vir my iets en dit het my geruk tot in my binneste. En ek glo dis waar die Gees van die Here hierdie woord op my hart kom sit het. Terwyl ek met hierdie man praat, toe sê hy vir my, I'm sick and tired of being sick and tired. That's very sick and tired. I'm sick and tired of being sick and tired. Duidelik, wanneer jy na dit luister, dan besef jy dat hierdie man, dis asof hy rock bottom geslaan het. En asof die lewe verby hom gehardloop het en hy van bakboord na stuurboord gehardloop het. En alles nou net uitgebrand is. Dalk sit jy vanmôre in hierdie plek. 'n Rowwe jaar. 'n Jaar waar daar goeie dinge was, maar 'n jaar waar dit nie so goeie dinge was nie.
'n jaar wat jou moeg gemaak het. Siel, gees en liggaam uitgemergel het. En dalk sit jy vanmôre in hierdie plek of jy kyk dalk op Facebook vanmôre en jy sê vanmôre, weet jy pastoor, is presies ek waarvan jy praat vanmôre. Ons leer in die natuur dat wanneer in die dierelewe iemand 'n dier begin siek raak of swak raak, dan word hy die trop uitgejaag. En baie keer in ons eie lewens, ook kerk van die Here, dan is dit asof ander mense begin vermy, jou amper uit die trop uitstoot, want jy het te veel moeilikheid. Ag, is daar iemand waarvan ek praat vanmôre? Dis asof mense net so vinnig groet, hulle wil tog net nie met jou gesels nie, of jy dan wil dalk nie met hulle gesels nie, want jy het soveel van jou eie probleme en jou eie laste, jy sien nog lus om ander se nog te hoor nie. En aan die einde van die dag, dan is dit asof daar sulke groepies is, en elkeen veg maar sy eie geveg. Struggle maar sy eie struggle. En probeer net survive. But our scripture describes the character of the Lord Jesus Christ and how he operates. He operates totally different to how we operate. Die aangedeelte van ons woord sê so mooi, sê, he won't brush you aside, the bruised and the broken. Jy sien, al voel jy partykeer een kant toe geskuif. Al voel dit partykeer vir jou alleen in jou lewe. Al voel dit partykeer vir jou, jy moet jou eie potjie krap en jy moet jou eie geveg veg. Wil ek vanmôre vir jou sê, kind van die Here, die woord van God sê vanmôre, Jesus will never brush you aside, even though you're bruised or broken. No matter how bruised or broken or how tired you are, Jesus will always be there for you. Elkeen wat vanmôre sê, Here, hier is ek, sal Jesus nooit een kant toe skuif nie, maar hy sal altyd daar wees vir jou. People may brush you aside because they are busy or tired or maybe in the same situation as you are. But Jesus made this invitation in Matthew 11 verse 28. He said, come to me all who are tired and bruised and broken and burned out. For I will give you rest. Miskien sit jy vanmôre in hierdie plek, ek sê weer, ek kon vanmôre, ek so vir jou dalk 'n vreeslike ingewikkelde boodskap gebring het, 'n teologiese gebring het, of 'n een of ander revelation gebring het, maar God wil vanmôre vir hierdie kerk sê, aan hierdie laaste dag, laaste Sondag van ons gemeente se dienste, wil God vanmôre vir Lighuisnaam spruit sê, I won't brush you aside. I will be there for you. He's making the invitation to you today, sitting in this place, tired and worn out. Man, jy is dalk so moeg dat jy vir die oggende jou oë nie kan oopmaak, dit voel of jy jou voet nie voor die ander een kan sit nie, want afgesien van die normale liggaamlike moegheid, is daar soveel stres op jou. Het die jaar sy tol so geëis, dat jy vanmôre voel, Here, ek weet nie eens hoe gaan ek die einde van hierdie jaar maak nie. Wat nog van volgende jaar? Die enigste rus wat ons vanmôre kan kry,
Ag ek weet ons sê altyd ons gaan 'n bietjie rus. Ek het vanmôre toe sê ek vat so 3 weke af, gaan so 'n bietjie rus net. Ons gaan nie weg nie, ek is hier, maar ons gaan net bietjie rus. Maar weet jy wat? Is jy regtig uitgerus as jy van vakansie afkom? Kom ons wees nou eerlik met mekaar. Jy's baie keer nog moer as wat jy was. Want die seunkind van die Here, die enigste rus wat werklik waar vanmôre rus gee vir my, is die rus wat Jesus Christus vir my siel gee. Because when my soul is tired and when my spirit is tired, I'm tired. Ek kan hoe liggaamlik moeg wees. Maar as my siel rus gekry het, as my gees rus gekry het, kan ek my liggaam hanteer. Maar die vyand kom en hy weet presies waarom jou aan te val. Hy weet presies waarom jou gees af te breek. Hy weet presies vanmôre waarom jou af te takel, jou uit te mergel vanmôre, dat jou siel en jou gees vanmôre voel op die ashoop van die lewe lê. Want die sorge van die lewe het op jou kom plak. Maar Jesus sê vanmôre, hy maak hierdie uitnodiging. Hy sê kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Almal wat moeg is en uitgebrand is vanmôre. Crushed. And I will give you rest. Paulus beskryf dit in Hebreërs 12 vers 12. Hy sê daarom rig die slap hande op en die verlamde knieë weer op en maak reguit paaie vir jou voete sodat wat krepeel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak kan word. God sê vanmôre, hy wil onder jou inklim. En hy wil vanmôre jou arms net weer oplig. Jou arms wat vanmôre dalk hang, slap hang. Jou voetstappe wat vanmôre dalk voel jy's amper verlam. Wil God vanmôre kom en hy wil vir jou die paaie weer reguit maak vir jou voete. Hy wil jou aanraak vanmôre. God wil jou vanmôre siel, gees en liggaam aanraak. Maar spesifiek vanmôre kerk, het ek vir jou boodskap vanmôre. God wil vanmôre jou gees en jou siel weer kom renew. Hy wil jou opwek vanmôre. Ek praat met iemand in hierdie plek vanmôre. Jy voel vanmôre dalk, jy gee net uit. Partykeer dan voel dit vir 'n mens as iemand jou bel en sê ja, ek moet seker nou gou gaan bid of ek moet gou gaan bemoedig of ek moet gou gaan dit. Maar dit voel partykeer vir jou dalk waar jy is. Ek moet net uitgee. Jou familie rus dalk op jou skouers. Hulle wat veronderstel is om onder jou in te klim, jou boeties en jou sissies, is self so moeg dat hulle self nie vanmôre jou arms kan dra nie. Maar vanmôre sê God, wil jy moet mooi hoor vanmôre, ek sê weer, dis nie 'n vreeslike ingewikkelde boodskap nie. Elke kind kan vanmôre verstaan wat ek vanmôre vir u wil sê. God sê vanmôre, ek wil jou slap hande oprig. Ek wil jou aanraak vanmôre. Ek wil jou voetstappe, wil ek weer 'n huppel insit. Die B-gedeelte van ons geleesde gedeelte sê so mooi. Hy sê he won't be gentle with the weak and the feeble. He will be gentle. Jy sien, Jesus werk nie vanmôre rof met ons nie.
Hoe maak ons as kinders van die Here? Maar dit gebeur mos nou nie hier nie, dis daar in Mosambiek, ieweste. Hoe sê mense vir mekaar, bou 'n brug en kom maar oor. Is dit nie so nie? Hoeveel keer sal ons vir mekaar sê, ag, dis nie so erg nie, dit gaan oukei wees. So ruk terug, 'n paar maande terug, is ek so bietjie af en ek besluit om vir 'n vriend van my 'n boodskap te stuur. Ek soek net iemand wat my net so bietjie kan bemoedig en sê, weet jy, gaan alright wees, net vir jou op my gebed doen. En toe ek vir die ou boodskap stuur, die volgende ding wat hy doen, hy stuur vir my net so lank preek. Maar ek wip vir my in 'n ander bloedgroep in. Ag, kom aan, ek pastoor kan hom ook baie keer wip. En weet jy wat, ek stuur vir 'n boodskap, ek sê, weet jy wat, dis nie wat ek wou hoor nie. En hy stuur vir my terug, hy sê, ag, ek is so jammer. Hy sê, ek het sommer net gereageer, want ek was besig in my kar, besig om te ry, moes nou maar net sommer reageer. Hy sê, maar ek wil net gou vir jou bid. Jy sien, partykeer is ons so besig, dat ons gou vir iemand 'n preek afsteek. Ons is partykeer self so geïrriteerd in 'n toestand, dat ons eerder vir iemand net gou sê, weet jy wat, bou 'n brug en kom maar oor. Word groot. Jare terug, ek en my oorlede ma was baie close. Ek en my ma en my pa, maar spesifiek ek en my oorlede ma was verskriklik close. Ek het in die huis gebly tot die dag wat ek getroud is. Ja, dit was lekker hoor. En weet jy wat, toe my ma dood is, was dit vir my 'n verskriklike nok. En ek praat met iemand en ek sê, weet jy wat, ek 'n familielid, en ek sê, weet jy wat, ek verlang vandag so na my ma. Maar ek huil die dag so, ek sê, ek verlang so na my ma. En al wat hy vir my sê is, word groot. Jy sien, weet jy wat, hoe maklik kan ek en jy vir iemand sê, word groot, word sterk, kom daaroor. Maar jy sien, Jesus sê vanmôre vir jou versterk. Jesus sê vanmôre vir jou, I will be gentle with you. Ek en jy se woorde is vanmôre dalk rof en onbeskof, grof. Maar die woorde van Jesus Christus vanmôre, kerk van God, vir jou en vir my, is vanmôre gentle. Ek wil jy moet vanmôre hoor, ek wil jy met jou oor vanmôre, moet jy spits en luister, hoe die sagtheid van God se Gees vanmôre met jou praat. God sê nie vanmôre vir jou, hoekom is jy moeg? Jy moes nie dit gedoen het, jy moes nie dat, al wat hy vanmôre vir jou sê is, ek wil jou versterk. Ek wil daar wees vir jou. I will be gentle with the weak and the feeble. Hy raak nie met my geïrriteerd nie. Asof hy nie tyd het nie. Wat ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, hy het altyd tyd vir jou. Wanneer jy vanmôre dalk in hierdie plek sit op jou breekbaarste. Jy voel vandag dalk moedeloos, frustreerd, bekommerd. Jy voel vanmôre dalk, Here, ek weet nie, gaan ek dit maak nie. Dan kom die woord van die Here, 1 Petrus 5 vers 7, en hy sê, cast all your burdens, all your cares and your worries upon him, because he cares for you. Ek sê net vir iemand naby jou, he cares for you.
Hy gee vanmôre vir jou om, kerk. Kind van die Here, jy wat vanmôre in hierdie plek sit, moeg afgelaat, man, jy sit elke dag, maar as jy uit daai bed uitklim, dan sit jy jou maskertjie op. Jy lag, maar wanneer mense vir jou vra, hoe gaan dit as jy, nee, gaan goed. Ag, kom aan. Is dit nie so nie? Gaan goed. Maar agter daai masker, wat jy vanmôre opgeplak het, loop die trane dalk oor jou wange. Agter daai masker vanmôre is daar oë wat pyn het. Oë wat vanmôre moedeloos is, oë wat vanmôre moeg is, 'n liggaam wat uitgemergel is vanmôre. Dalk het jy vanmôre maar weer kerk toe gekom met jou maskertjie op, maar ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, Jesus kyk vanmôre dieper as jou masker wat jy op het. Jy kan vanmôre glimlag soveel as wat jy wil. Jy kan lag soveel as wat jy wil. Jy kan sê dit gaan goed soveel as wat jy wil. Ek het vir jou boodskap uit die hart van God uit vanmôre. He knows your heart because he cares for you. He cares for you. Hy gee vir jou om, kerk. Nie net wanneer dit met my goed gaan nie. Net wanneer ek hom loof en prys nie. Ag, ons kerk, die kerk van die Here moet mos baie keer hierdie ding van, as dit met jou nie so goed gaan, jy sê, man, jy moet net loof en prys in daai tye. Prys. Aanbid die Here, loof hom, wanneer dit so sleg gaan. Maar nou, loof hom net. Ek doen dit ook. But sometimes that doesn't even help. Wat later tussen die worship deur, jy so, jy kan nie 'n woord uitkry nie. Daar iemand wat hoor waarvan ek praat. Ek wil nie vanmôre vir jou sê, man, gryp jou gitaar, of jou klavier, of jou wat, en begin God worship nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, he cares for you. Hy weet jy's moeg. Jesus knows you are tired. Ons het jare terug 'n ou liedjie gesing. Dalk ken jy van julle ken hom dalk. Dit was my altyd so mooi gewees. Hy het gesê, take your burdens to the Lord and leave it there. Leave it there. Leave it there. Take your burdens to the Lord and leave it there. Verkeer van die tye, vat ons sorge na hom toe. Wat jy hoor vanmôre die boodskap, hy gee vir jou om. Jy's nie in die plek om vanmôre te kom hoor. Hy wil vir jou versterk. Maar hoeveel keer dan, as ons omdraai, dan vat ons maar ons burdentjie weer saam. Môre gaan sit jy hom weer aan die voete van Jesus neer, en as jy klaar is, dan staan jy maar weer op en jy vat jou burden. Ek wil vanmôre vir jou sê, he cares enough that you can leave your burden at his feet. Hy gee vanmôre soveel vir jou om, dat hy vir jou sê, gee vir my wat jy nodig het. Die Afrikaanse skrifgedeelte van ons woord sê so mooi, sê geknakte riet sal hy nie verbreek nie. En 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie. Dalk is jy so moeg en afgemat vanmôre, dalk voel dit vanmôre asof jy geknak is. Jy is so geknak deur dit wat mense aan jou gedoen het in hierdie jaar. Die boelie, wat mense jou geboelie het vanmôre. Afgetakel het, afgekraak het, afgebreek het. Oor jou geloop het vanmôre dalk in hierdie jaar wat verby is. Dat jy vanmôre voel, Here, ek is geknak. Jy voel dat dit wat jy dra vanmôre so swaar, dat jou knieë gaan knak.
But Jesus knows you are tired. Jesaja 40 vers 29 sê, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig die sterkte van die wat geen krag het nie. Die jonges word moeg en mat, die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Maar die kern van hierdie skrif kom vanmôre wat sê, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig die sterkte van hulle wat geen krag het nie. Jy voel dalk vanmôre, Here, ek het nie meer krag nie. Ek is moeg beklei, ek is moeg gestry, ek is moeg probeer. God sê vanmôre vir jou, I know you are tired. Interessant, ons het 'n gasstoof. En ek het al gesien wanneer jy jou gasstoof aansit en jy laat hom, wanneer hy so begin sulke rookies maak, dan weet jy die gas is amper klaar. Nie wie van julle het dit al gesien wat dalk gas gebruik het. Jy sien en nou kom hierdie skrif en hy sê die lampet wat rook sal hy nie uitblus nie. Dalk is jou gas amper klaar vanmôre. Jy is so uitgegee in hierdie jaar wat verby is. Dalk is jou vlammetjie wat jy vanmôre het, dalk rook hy al so bietjie. Maar jy sien wat ek al agtergekom het nou eendag, toe sien ek ook die vlammetjie maak nie lekker nie en ek dog, okay, dis seker maar die gas, ek gaan kyk maar die gas is vol. Toe kom ek agteruit daar op sy put. Het hy so aangepak. En ek moes ou dingetjie vat. Moes hom skoon maak. Alles wat daarop geplak het, moes ek gaan afkrap. Jy sien God kom vanmôre na jou toe en hy sê ek wil vanmôre net so 'n bietjie dit wat in die jaar op jou kom plak het. Dit wat in jou vasgebrand het van hierdie jaar. Dit wat op jou kom lê hierdie jaar, maak dan dat jou lampie vanmôre nie meer so helder brand nie. Dalk maak hy al sulke rookies, maar God kom vanmôre en hy sê, met my bloed wil ek vanmôre net weer dit kom skoonmaak opnuut. Ek wil dit net so 'n bietjie afkrap, hierdie goede wat die mense op jou kom plak het. Dit wat hulle op jou kom laai het in die jaar, die las op jou kom laai het, wil ek vanmôre so 'n bietjie kom afkrap. Wat jy weer kan helder brand. Ek wil net so 'n bietjie weer jou olietjies volmaak. God wil vanmôre sy Heilige Gees weer op jou uitgiet op 'n bonatuurlike wyse. Dat jy vanmôre net weer kan sê, Here, as jy hierdie roet afgehaal het, as jy hierdie vuil goede afgehaal het wat so om my kom plak het, Here, gee my net weer nuwe vars olie. God wil jou toevou met sy olie vanmôre. He wants to pour His Spirit upon you today, so that your light can be shining. Opnuut wil hy dit op jou uitstort. Dit is interessant net vanmôre wat die woord sê. Luister wat sê die Bybel, hy sê in Jesaja 10 vers 27, hy sê, and it shall come to pass in that day, that his burden shall be taken away from off his shoulders, and the yoke from his neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing oil. Is in daai juk wat jy vanmôre op jou ronddra. God wil vanmôre weer sy gees op jou uitgiet. Hy wil sy olie vanmôre opnuut op jou uitstort, sodat daai juk vanmôre net van jou skouers kan afval. Sodat jy vanmôre weer kan sê, Here, ek sien kans
vir die volgende jaar. Ek sien kans, Here, om volgende jaar weer in die oë te kyk. Ek sien kans, Here, om my lewe weer in U hande te sit, sodat U met my kan maak soos wat U wil. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, hy weet jy's moeg. Hy weet vanmôre jy's afgemat. Hy wil jou vanmôre versterk. Ek gaan sluit. Jeremia 31 vers 25 sê, For I have given new strength to the tired and soul, and to every sorrowed soul a full measure. He wants to give you the full measure of His oil of gladness today. Jy's dalk vanmôre, een wat in hierdie kerk sit vanmôre sê, pastoor, dit wat jy gesê het, is presies hoe ek voel. Dan het jy vanmôre nodig om te sê, Here, kom raak my net weer aan. Kom maak net so 'n bietjie weer skoon om my, Here. Kom gooi net 'n bietjie weer U olie op my uit. Just touch me, O Lord. Kom ons sluit ons oë asseblief. Hy wil jou nie vanmôre uitblus nie. Hy wil jou 'n vlammetjie weer helder laat skyn. Hy wil vanmôre weer opnuut net jou toevou met sy liefde wat hy weet hoe jy voel. Gentle, He wants to come to you today. He wants to put His arms around you today and He just want to hug you. Hy wil jou vanmôre aan sy bors vasdruk. En vir jou sê ek verstaan presies hoe jy voel. Ek is daar vir jou. I want to uplift you. I want to strengthen you. I want to touch you. Wie staan wat vanmôre vir 'n oomblik net op hulle voete wil staan en steek dit jou hande so na die hemel vanmôre. En sê net vanmôre, Here, kom maak net bietjie skoon. Dit wat in die jaar op my kom plak het. I'm defined by who you say I am. Ek wil vanmôre bid, Here, hulle wat vanmôre in hierdie plek is, dat julle nou sal aanraak in die naam van Jesus. Siel, gees en liggaam, dat U vanmôre mense in hierdie plek sal aanraak, Here. Vader, ek bid vanmôre, U ken vanmôre elke gedagte van ver af, U ken elke hart vanmôre. U weet waarmee elkeen vanmôre struggle, U weet waarmee elkeen stoei vanmôre. U ken vanmôre elke hartsbegeerte van elkeen in hierdie plek en ek bid vanmôre dat U deur die Gees vanmôre mense net sal aanraak in Jesus naam. Dat U in hierdie oomblik net mense sal versterk in Jesus naam. Want U weet hoe hulle voel vanmôre, Here. U weet vanmôre hoe elkeen in hierdie plek voel. U weet watter vallei elkeen deurgaan, watter berg elkeen moet klim vanmôre, Here. U ken vanmôre elkeen se gebed, soos wat hulle daar staan. En ek bid dat U nou mense sal aanraak, Here. In Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Ek kan die sitplekke neem, baie dankie. Ek en Renet gaan nie vanmôre bedien met die nagmaal. Jy sien kind van die Here. Hy het gesterf vanmôre
Nie net om een slag en eenmaal vir my regverdigheid te gee nie, maar sodat hy my kan dra deur die lewe. Sodat hy my kan toevou met sy genade, met sy liefde, elke oomblik van die dag. Want hy weet vanmôre wie jy is. Hy ken jou naam. Die Bybel sê jou naam is in sy handpalms gegraveer vanmôre. Daar sal nie 'n haar van jou hoof afval as hy dit nie weet nie. En vanmôre kyk God na jou en hy sê vir hom vanmôre vir jou, wanneer jy vanmôre aan hierdie tafel sit, doen dit tot my gedagtenis. Die gedagtenis nie net dat hy vir ons die prys betaal het nie, maar die gedagtenis dat hy vanmôre vir jou wil sê, ek wil vir jou vrede en blydskap gee. Ek wil jou vreugde gee, onbeperk. I want to be with you. I want to be there by your side. I want to touch you. I want to guide you. En wanneer jy vanmôre aan die tafel sit, dat dit maar net nog 'n tradisie sal wees nie, nog 'n ritueel sal wees nie, maar dat dit vanmôre werklik waar in sal gaan in jou hart en dat jy vanmôre sê, Here, dankie dat U vir my daar is. Dankie dat U my verstaan. Dankie dat U my hart ken beter as wat ek my eie hart ken. Dankie dat U my gedagtes ken beter as wat ek my eie gedagtes ken. Kom ons gaan saam bid. Vader, ek bid vanmôre, Here, dat U hierdie nagmaal in elke hart sal seën. Wanneer ons dit vanmôre neem, Here, ag Here, dis nie vanmôre die tafel van die lighuis nie. Dis vanmôre die tafel van die Here. En U nooi ons almal om aan die tafel te kom sit, Here. U nooi ons uit en jy sê, Here, U woord sê, so dikwels as wat julle bymekaar kom. En vanmôre by hierdie geleentheid, Here, wil ek bid dat hierdie nagmaal vanmôre so geseën sal wees in elke hart, dat wanneer mense dit vanmôre vat, laat hulle die warmte van God se Heilige Gees oor hulle sal voel vloei. Die liefde van God vanmôre sal voel dat hulle omarm vanmôre. In die naam van Jesus. En ek dank U daarvoor, Here. Daar was 'n houtkruis, my redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid, voor die ark het hy gedans en jy na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan ander bou en swyg, want daar was 'n houtkruis. My Jesus aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal was my voete dan so breek? My Jesus aan 'n houtkruis
Dan was aan de pijn. Drie spijkers die ik gloed en nog eens straat. Almal Vader, as daar iemand oorgeslaan is, steek dit jou hand op asseblief. Ag, kom ons staan vir 'n oomblik ons voete. Vader, baie dankie dat ons môre aan die tafel kon sit. Dankie dat ons vanmôre, Here, vir 'n oomblik tyd toe ons kon afstaan, Here, om net hier in teenwoordigheid te kon wees, Here. Ek wil vra, Here, dat hierdie maand na prediking van die woord sal wees, Here, dat elke man en vrou, seun en dogter ons môre hier wag om die heerlikheid. In die feestyd, Here, dat U saam met ons sal gaan. En ja, Here, dat ons die Kerstyd sal deurgaan en ag, alles dit nie die regte datums nie, en daar so baie bespiegeling oor al die goede mense wil stry oor al die goed, Here. Maar wat ons weet is ons vier die geboorte van Jesus Christus, ons saligmaker. Dankie dat U aarde toe gekom het, Here, om vir ons die lewe te kom gee. Ek bid vanmôre, Here, dat ons op verdaag in die liefde en vrede, bring ons op die bestemde tyd weer by mekaar, Here, in die tyd wat ons dienste gesluit is, Here, dat die Heilige Gees ons sal voed en versterk, Here, en dat die saam met ons sal wees, en dat ons altyd die Here die hand sal vashou, Here, en dan U kom toe die lof en die eer, en die aanbidding vir ons hart, en ons dankie daarvoor. Amen en amen. Ek sê maar net weer, ek vat 3 weke vakansie, ek het net die kinders, maar as ons nodig het, ons is by die huis, ons gaan nie weg nie, ons is regtig nodig het, kan jy maar net kom klop aan ons deur, blykie gee, ons is hier om julle te help. Mag die Here U seën, mag die Kerstyd vir julle 'n wonderlike tyd wees. Ag, ek sê so wat nou gebid het op ons, daar's soveel mense wat nou weer stryery maak oor dis nie die regte datum nie, dis nie dit nie. Weet jy wat, ek gaan nie vir oor die datum, dit gaan vir my, ek vier die geboorte van my saligmaker. Dis alwaaroor dit gaan. En ek wil vanmôre vir julle sê, mag dit met julle goed gaan, mag die Here U seën. Kersoggend gaan ons 'n livestream hê. Gaan ek vir die boodskap livestream weergee en Nuwejaarsdag gaan ek ook vir die livestream boodskap weergee. Mag die Here julle ryklik seën. Ek wil tog baie mooi vra dat in hierdie tyd van vakansie dat jy sal vergeet om die tiendes en offergawes te gee nie. As jy wil nie die rekeningnommer het nie, bel my, WhatsApp my, ek gaan vir u gee.
Mag die Here u seën. Wil ek sê ek en my vrou, my kinders is baie lief vir julle elkeen, ons gee vir elkeen van julle om. Maar ons sê vanmôre ons gee om. Mag die Here u seën.